Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat met julle gesels. Ja, die somer is met ons in die binneland, maar daar kom blykbaar nog 'n paar koue fronte. Dis sommer ietsie oor die rand hierdie week wat in die finansiële nuus is. Die mark sê hulle was verbaas dat die rand so stewig gebly het, die ekonome, by die instelling van die invoertariewe teen Suid-Afrika. Hulle sê dit het nie veel van 'n effek gehad nie. En hulle, soos ek sê, hulle het gedink die rand gaan platval rondom 7 Augustus, wat maar net weer vir ons 'n rooi liggie laat flits, om te sê die rand kan onder groot druk kom, maar hulle is verbaas dat dit nie gedoen het nie. Natuurlik is daar op die oomblik redelike invloed van kapitaal in die land na ons staatseffekte toe, omdat ons rentekoerse so hoog is. So die meeste ouens verwag of ekonome dat die rand so 'n band gaan verhandel, R17.50 tot 18.25, en die res van tot Desember se kant. En dan interessant, die tydskrif The Economist, 'n wêreldbekende tydskrif oor ekonomiese sake, hulle het 'n sogenaamde McBurger indeks, wat hulle McDonald's Big Mac burger oor die wêreld die pryse vat, dit terugwerk na FSA dollar toe, om dan te kyk wat is die pryse. Nou daarvolgens kan jy nou sien watter geldeenhede teen die Amerikaanse dollar is onderwaardeer. Die Big Mac burger in Suid-Afrika is 50% goedkoper as in die FSA, as jy terugwerk na dollar toe. En daarvolgens behoort die rand eintlik heel wat te versterk, wat nou nie noodwendig gebeur nie. Maar ek dink dit sê ook vir ons dat die lewenskoste in Suid-Afrika, as jy terugwerk na dollars toe, anders is. En moenie die fout maak as julle kinders oor see gaan werk om daai dollars na rande om te skakel nie, dis nie waar nie. Dan goeie nuus, eintlik baie goeie nuus, die staat is nou al lank aan die gang om die vervoerdienste te privatiseer. Nou Transnet het hierdie week aangekondig, die minister, hulle het 11 privaat sektormaatskappye goedgekeur om privaat treine te ry op hulle treinspore, en hulle het uit 25 applikante gekies. Vir die volgende 10 jaar gaan hulle 41 roetes bedryf, en hulle verwag dat daar addisionele 20 miljoen ton per jaar gaan beweeg nou na die treinspore toe, en terselfdertyd met Transnet wat op begin in 'n omdraaistadium is, om hulle vervoer te verhoog na 250 miljoen ton. Toen hulle was 'n paar jaar terug op 149 miljoen ton. So hulle teiken is nou 250 miljoen ton. So dit minstens lyk dit of hier goeie verandering is wat tot ons voordeel kan strek. Ons moet nou net Eskom ook uitsorteer en daar die deregulering aan die gang sit, en natuurlik met onderste poort ook. Dan is ook positiewe nuus. Julle sal onthou die laaste paar jaar was Tongaat se suikermeulens in Natal 'n groot moeilikheid gewees op 'n stadium in business rescue, soos die Engelsman sal sê. En dit het groot stories daar rondom wie se nuwe aandeelhouers en die goed, maar die goeie nuus is, dit is omgedraai. Hulle het saam met die Nywerheidsontwikkelingskorporasie so 1.5 miljard rehabilitasie gedoen van die 3 fabrieke of suikermeulens, en hulle sê hulle is nou redelik op koers, hulle het wins gemaak, en hulle tydperk wat die fabrieke staan is heel wat minder as wat dit vroeër was. So daar is goeie nuus vir die suikerboere dat dit nou omgedraai het, en dit wys jou weer swak bestuur en swak direksie, want dis wat daar gebeur het. Julle sal onthou daar was groot skandale rondom die finansiële state en alles wat daarmee saamgegaan het. So dis goeie nuus. Dan asseblief die 12de September gaan kyk bietjie op Skadegenade se webwerf. Ouens 'n baie interessante werkswinkel in Bloemfontein, waar ons gaan gesels met 3 kenners op die politieke terrein en militêre en strategie terrein rondom wat kan ons verwag in die volgende 2 of 3 jaar, maar meer belangrik, Prof. Abel Esterhuizen is 'n strateeg en hy gaan ons help om bietjie deur die goed te praat om te sê nou wat kan ons as landbouprodusente doen en wat kan ons verwag. So kyk op Skadegenade se webwerf, die inligting is daar en registreer. Nou kom ons vat 'n advertensiebreek, dan gesels ons verder. Skadegenade bring vir boere innoverende bate en oesversekeringsopsies. Een so 'n opsie is ons pekaneetpool vir neutboere wat onder andere dekking bied vir pekaneetbome wat bot, as ook neute wat weggespoel het na 'n haalby. Verder word haalbeskadigde neute wat in die bome agterbly ook in berekening gebring by die skade. Kontak nou jou Skadegenade verteenwoordiger indien jy belangstel om deel te word van die neutpool, of as jy meer wil weet van ons ander innoverende versekeringsprodukte.
Skare Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars. Nou, dit was nou Woensdag is die nuwe oesskatting vrygestel, redelike hoër mielieoesskatting so 15,8 miljoen ton. Maar die ander waaroor ek bietjie wil praat is Zimbabwe se mielieoes. Onthou Zimbabwe het laas jaar so 830 000 ton mielies by ons ingevoer. Nou hulle oes het verdubbel hierdie jaar van laas jaar af na 1,3 miljoen ton. Hulle gebruik gewoonlik so 2 miljoen ton, maar intussen het die Zimbabwe regering 'n verbod op invoere ingestel. Hulle wil eers die binnelandse verbruik van mielies opgebruik en dan gaan hulle invoere toelaat. So die verwagting is nog hulle gaan heelwat invoer, maar minder as laas jaar. Nou hierdie jaar tot op datum het hulle slegs 33 000 ton ingevoer van ons. So dit het natuurlik 'n effek op ons balansstaat. Nou in Amerika, groot mielieoes is nog op pad. Chicago pryse bly daal. Groot opbrengste oes is in 'n deegstadium. Hier by ons is die mielieoes hoër aangepas Woensdag na 15,8 miljoen ton. En dit is klopbaar met wat die boere rapporteer. En saam daarmee, daar's genoeg mielies hier by ons. Pryse bly onder druk en daar's 'n klomp markfaktore wat nie in ons guns is nie, nou ietsie meer daaroor. So die nuwe mielieoesskatting wit mielies 8,1 miljoen ton, bykans 2 miljoen ton meer as laas jaar. Dit bly maar nog graadprobleme, 65% graad 1, maar 'n groot deel van die oes is in proses om gelewer te word. Die slegte nuus is mieliepryse op Safex het redelik gedaal, in lyn met die fundamentele faktore en met die opname hiervan was dit onder R4.000 per ton. En natuurlik die geel mielieoes ook redelik hoër, 7,7 miljoen ton en amper 1 miljoen ton meer as laas jaar. Meeste is graad 1, so daar is nie 'n probleem nie en die prys het gedaal onder R3.700 per ton. So dis heelwat goedkoper en natuurlik onthou net, dis tot groot voordeel van ons intensiewe veeboere. Maar ek wil tog ietsie anders hier vir julle sê. Baie boere sê vir my hulle gaan hulle mielies stoor. Ek dink jy moet mooi gaan sit en net die faktore lys en ek wil net so 'n paar vir julle sê waaraan julle moet dink. Die eerste een is daar so groot Amerikaanse mielieoes op pad 'n nuwe rekord 425 miljoen ton in daardie orde. Dit skynbaar in die deegstadium. En Oktober, Desember lewer hulle die oes en dan sal genoeg in die silo's, so Chicago pryse gaan onder druk bly. Die rand soos ons gesê het, skommel op en af, maar beweeg basies sywaarts, so dit gaan ons nie help nie. Volgende punt is onthou is nou genoeg mielies binnelands. Dit lyk vir ons gaan 'n oordragvoorraad van so 2,2 miljoen ton hê vir die nuwe seisoen. Natuurlik 'n klomp verskywings daar. Ons gaan ook minder verkoop aan die streek. En daar is genoeg grondvog, omdat die boere gaan vroeër plant, hier waar ek rondwoon, sê hulle wil graag vroeg plant, want die grond is nat, as dit gaan begin ernstig reën, gaan nie in die lande kom nie. En die vooruitsig is 'n La Nina wat ons verwag. So, voor die stoor neem hierdie kostes in ag, neem die stoorkostes in ag en die renteverlies. En dan maak jy die som hoeveel die pryse moet styg om nou te vergoed vir die stoor. Goed, sojabone. Amerika se oes is kleiner, hier by ons die prys bietjie gestyg na R7.500 per ton, die oesskatting so klein bietjie groter, 2,75 amper 1 miljoen ton meer as laas jaar, die meeste is gelewer. Sonneblomoes het nie verander nie, hier so rondom 700,000 ton en die pryse is op die oomblik hier by die R10.000 per ton. Dit is nou weer hoog. Ja, ek dink dit is iets waarna mense gaan moet kyk en dan die verrassing, die droëbone oesskatting 86,000 ton. Dit was laas jaar 50,000 ton, so dis 'n aansienlike verhoging, 26,000 ton. Binnelandse mark is meer as die binnelandse verbruik wat ons van weet. Dis nog 'n bietjie duister daar, maar dis die ramings. So pryse is redelik onder druk. Laas jaar het boere hier by 27,000 rand per ton gekry. Hierdie jaar is dit heelwat minder en die boere sukkel om te verkoop. Koring het nie veel verander nie. Eerste plantvoorneme natuurlik 'n verwagte mielieoes. Koring is wat so 1,9 miljoen ton, maar wat baie sleg is, Safex prys bly daal en hy's nou weer op die oomblik vir Desember hier by die R6.000 per ton. En intussen wag ons vir nuwe invoertariewe en al die gestoei daar rondom, maar ek moet vir julle sê teen R6.050 per ton gaan dit maar knor gaan vir boere, veral in die Wes-Kaap met hulle vervoer diferensiaal om geld te maak. Dan aardappelpryse ook onder druk, die by die R40 per sakkie.
En dan die veemark, toe bietjie ons het gesê die mielieprys so 25% goedkoper as Januarie, dit sal baie veeboere help, maar back and close hier, want ek regtig sê is besig om 'n mok te maak, en 'n mens moet dit maar sagkens stel, maar beesboere is besig om moerig te raak. In die Vrystaat is daar nou verdere uitbreiding, en wat 'n mens pla, ek het gaan kyk na die beesvleis uitvoersyfer. Ons voer nou amper 2/3 minder beesvleis uit as in Januarie verjaar. Ons het laas jaar 1,8 miljard rand verdien. So dit is nou regtig 'n slegte ding wat aan die gang is. Stadsverbruikers sê ek vir my, wat gaan aan? Hulle sukkel om beskikbaarheid te kry en die kwaliteit. Klas A pryse redelik stabiel hier tussen R70 en R74 per kilogram, klas C 60 en speenkalfpryse hou ook nogal hier tussen R37 en R40 per kilogram. Skaapvleispryse lam hou ook redelik goed, R106 per kilogram. En klas C ou ooe hier by die R80 per kilogram, en ek verstaan op veilinge gaan dit baie goeie pryse. Daar is nie aanbod nie. En dan nog goeie nuus, die wolpryse het gestyg. Nou nie deur die dag gespring nie, maar so met 0,7%, en die gesertifiseerde wolaanwyser is nou R180 per kilogram. Varkvleis en hoenderpryse nie veel verander nie, baie stabiel. En dan het die eierproduksie vir julle sê, die lê-hen getalle het herstel. Dit was so 2 jaar terug met voëlgriep 20 miljoen lê-henne. Dis nou op na 26 miljoen lê-henne. So uit die aard van die saak is eierproduksie besig om toe te neem en die pryse is besig om te sak. Nou groete van Johan Willemse, geniet die week. Hierdie grafiek gee vir julle 'n aanduiding van hoe lyk die mieliepryse vorentoe op Safex. En julle sal sien wit mielie en geel mieliepryse buiten laat wit mielies nou al hoe nader kom na geel toe. Lê dit eintlik plat, en ek dink dit gaan oor die gesprek van as jy wil stoor, sal jy sien dit is maar stoorkostes. Daar is nie veel vergoeding daarin om te stoor nie, en die faktore wat ek daar vir julle regs wys wat ons oor gesels het is, maar neem dit in ag, so wees regtig versigtig om te stoor. Die Amerikaanse rekordoes, Chicago onder druk, die rand-dollar stabiel, groot oes hier by ons met 'n redelike groot oordragvoorraad, minder mielies in die streek, en dan ook daar is genoeg grondvog. Ek dink ons gaan weer eens 'n 2,6 miljoen hektaar plant met vooruitsigte wat goed is. So neem hierdie alles in ag in julle besluitneming voor julle stoor.